Goeiemôre geliefdes. Hierdie nuwe dag is 'n gawe uit die hand van ons Heer. Die son wat opkom is omdat God dit so bepaal het en daarmee herinner dit ons dat sy genade elke oggend nuut is en dat sy trou nooit ophou nie. Mag ons harte oop wees om sy stem te hoor en ons lewens bereid om sy wil te doen. Kom ons word stil, kom ons haal diep asem en onthou, voordat ons enigiets doen, is God reeds daar. Hy wag op ons, hy nooi ons uit om deel van hom te wees. Hy dra ons, hy is om ons, hy is vir ons, hy is in ons. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om sy liefde te leef en sy lig deur ons te laat skyn, soos wat die son opkom oor almal van ons. Geliefdes, ek is Dr. Pieter Boysen van die JCR MTS familie in die Oosrand. As jy met my in verbinding wil tree, my nommer is 068-577-9817. Maar voordat ons verder gaan, kom ons word net eers stil voor ons Hemelse Vader. Abba Vader, my Heer, Vader, baie dankie vir 'n goeie nagrus. Dankie dat U ons behoed het, ons bewaar het, en dat U ons deur U genade nog 'n dag by ons lewens gevoeg het. Vader, ons vanoggend voor U stil word, breek U woord vir ons oop. Laat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Laat ons kan verstaan wat U bedoel. Vader, wees ook so met elkeen wat luister vanmôre. Wees ook so met hulle geliefdes, my boeties en sissies in Christus. Vader, seën hulle, spaar hulle, behoed en bewaar hulle. Vader, vul ons vandag met U liefde, U vrede en U vreugde. My Heer, maar laat U wil in alles geskied. In Jesus se kosbare naam. Amen. Geliefdes, goeiemôre weer eens. Die helm van verlossing. Efesiërs 6 vers 17. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Soos jy reeds weet, is ons besig met die wapenrusting van God. Kan jy die 3 redes onthou hoekom ons elke oggend ons wapenrusting moet aantrek? Identiteit, selfvertroue, standvastigheid. Nou, die verlossing wat ons in ons lewens ervaar, kom van die Here af. God is al sy liefde. Het Jesus gestuur om ons te kom verlos van die dood, die ewige dood. Verlossing is nie iets wat ons kan verrig nie. Verlossing is nie iets wat ons kan werk aan nie, of kan koop nie. Verlossing is 'n geskenk van God die Vader, en dit kom net deur die boodskap van Jesus Christus te glo, en om in hom te glo. Ek het al gehoor hoe mense hulle getuienis met ander deel, en hoe dit oorkom dat hulle 'n besonderse, spesiale verhouding gehad het. Ek weet mense het wonderlike ervarings daarmee, maar nog steeds stryd. En ek stry glad nie met dit nie. Maar het jy werklik 'n verhouding met ons verlosser? Ek het al baie kere gedink toe ek jonger was, dat ek groot sonde moet doen, sodat ek 'n groot getuienis kan hê, om met ander te kan deel, en ook kan lyk of die Here se hand oor my was en my gered het. Ek moes net ervaar en aanvaar dat sonder Jesus kan ek nie die ewige lewe beerwe nie. En moes ek net daar waar ek in my lewe was, Jesus as die geskenk van die verlossing aanvaar en in hom glo, my geloof in hom sit. Verlossing, my geliefde boeties, is vir ons almal. Dit maak nie saak wie jy is nie, of wat jy gedoen het in jou lewe nie. Verlossing breek hierdie vashou van sondes en gee vir ons die geleentheid om vir ewig saam met God te kan gaan leef. Dit begin alles met jou gedagtes. Die vyand wil ons daarvan weerhou om in God te glo,
en in hom te vertrou, in die verlossing wat hy vir ons het te glo. Jy moet die stem in jou gedagtes, so te sê, stil maak, deur hulle te herinner aan die feit dat die Here jou gered het. Ons almal streef na heiligmaking, maar om dit na te streef, moet jy kan glo dat God jou gered het, en dat hy jou sondes vir jou vergewe het. Jou identiteit lê in die feit dat God jou verlos het. Dit is hoekom die vyand jou gedagtes aanval, sodat jy kan twyfel in God se liefde vir jou. En in hierdie proses breek hy jou identiteit af. Onthou wat ons gesê het van die 3 redes hoekom ons wapenrusting aantrek. Identiteit, selfvertroue, standvastigheid. Dit is hoekom die vyand jou gedagtes aanval, geliefdes. Omdat hy daai klein saadjie van twyfel kan plant. Daai klein saadjies wat naderhand begin groei, want ons bly dit voer. Beskerm jou gedagtes deur jouself te herinner aan die verlossing wat Jesus Christus vir ons gegee het. Hierdie helm wat ons aantrek, hierdie helm van verlossing, is nie net nog 'n kopbedekking nie. Dit is die vermoë om die vyand se gedagtes en soms ook ons eie gedagtes onder die gesag van die woord van God te bring. Leef hierdie verlossing wat God jou gee uit, deur jou gedagtes te rig op die woord van God, wat hy van jou verlang. Nie wat die Satan verlang nie, nie daai een wat ons wil verwoes verlang nie. Geliefdes, ek los hier met 1 Timoteus 4 vers 16. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Efesiërs 2 vers 8 tot en met 10. Want uit genade is jylle gered, deur die geloof, en dit nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is die maaksels, geskape in Jesus Christus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek sluit vir ons af. Hemelse Vader, ons aanbid U in waarheid en in gees. Vader, beklee ons vandag met die volle wapenrusting, sodat ons weerstand kan bied en staande kan bly teen die liste van die duiwel. In Jesus naam bind ek nou elke owerheid, elke mag, elke wêreldheerser van duisternis van hierdie eeu en elke bose mag in die lig wat vandag teen ons staan. Ek beveel elke bose mag om hulle werking onmiddellik te staak en beveel hulle in die naam van Jesus om na die voetbank van Jesus Christus te gaan. Ons omgord ons lende vandag met die gordel van waarheid. Ons trek die borswapen van geregtigheid aan, skoene van vrede aan ons voete, vir die bereidheid van vrede. Ons sit die skild van geloof op, waarmee ons die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Ons trek die helm van verlossing aan. Ons neem die swaard van die Gees, die woord van God op. Vader, bo dit alles beklee ons vandag met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, soos opgeskryf staan in Kolossense 3 vers 14. Beklee julle dan met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Vader, gee aan ons die wysheid, die insig en verstand, om 'n goeie krygsman en vrou vir U te kan wees. Vader, ons onderwerp onsself aan U vandag, en ons weerstaan die duiwel, die Satan. Want in U woord is daar geskryf in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Vader, ek bid dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus. Vader, ek wil die aanhoorder van hierdie boodskap seën en lewe oor hulle spreek. Eerstens kom ek teen enige bose mag, die prinsdom van duisternis, se planne van Satan die duiwel,
om te vernietig, te steel en te verslind, dat dit sal sterf en geen effek sal hê nie. Vader, ons weet en glo dat daar nou lewe gespreek word oor hierdie persoon se gesondheid, sy huwelik, verhoudings, finansiële, sy besighede en geestelike lewe. Geliefdes, jy sal God se seën en beskerming ondervind. God seën en behoed jou. God laat sy aangesig oor jou skyn en verhef sy gesig oor jou en gee jou vrede. Amen en amen.